Here, dankie dat ons vanoggend in U arms kan wees. Dankie dat ons kan weet dat U waarlik God is, dat U waarlik vir ons omgee en dat U genade is. U is liefde en U is ons krag. U is ons vaste fondasie. Waar Here in die lewe skud en ruk en kom met aanslag. My gebed is dat ons net aan U sal vashou, op U sal bly staan en onder U beskerming sal wees. Vanoggend kom ons so na U toe in die naam van die Seun, die Here Jesus Christus, en ons gee aan U alle eer. Here, dankie dat U kom en ons toevou met U beskerming. Dankie vir die liefde, Vader, vir die sagte aanraking. Dankie vir die rigting wat U vir ons aanwys, vir die waarheid wat U op ons harte druk. En Vader, dankie dat ons vanoggend kan kom bid vir ons vallei, vir ons dorp, ons omliggende gedeeltes. Dat ons vir elkeen kan kom bid wat in hierdie area is, en dat ons kan vra dat U elkeen se harte sal aanraak, dat die lewens sal kom verander, lewens sal kom nuut maak, Vader. Vader, dat U die wat siek is onder ons geliefdes, nou so sal kom aanraak en kom herstel in die naam van die Here Jesus Christus. Dat U U hand op elke seer sal plaas, dat U nou genesing bring in Jesus se naam. Vader, ek bid vir die woord vanoggend, dat die woord sal indring in ons harte, dat die woord sal lewend raak in ons. Dat ons in en deur U woord sal lewe, Vader. Vader, U gee elke dag vir ons die brood wat ons nodig het. En ek bid dat U dit so sal gee vanoggend, dat ons dit sal uitneem, saam met ons sal dra, dat ons dit sal gee waar dit nodig is. Dankie vir U krag in ons lewens. Vader, ek kom bid dat U ons sal vul met liefde, liefde wat uit ons uitvloei, om die aan te raak rondom ons. Liefde wat lewens verander. Liefde wat harte oopbreek. Ek bid so vir elke plek van aanbidding vanoggend, dat U teenwoordigheid daar sal wees, dat U harte sal aanraak, en dat daar lewens verander sal word. Dankie dat ons op U kan vertrou. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. So ons het laas Sondag net weer so wye oorsig oor Romeine gedoen. Dit begin als by 'n sondebesef, by die eerste 3 hoofstukke van Ou Nou. Indien daar nie 'n sondebesef is nie, is daar geen nut en geen behoefte aan Jesus nie. Ja, vandag kry ons 'n deel van die kerkgemeenskap wat dink dat Jesus net daar is om hulle te seën en voorspoedig te maak. Dis egter nie die volle waarheid nie. Ons weet, herlewing begin by 'n sondebesef. Sonde word egter in ons samelewing versag, anders verwoord of liewers nie aangespreek nie. Indien ons verandering in iemand se lewe wil sien, is dit dalk 'n goeie plek om te begin bid vir 'n openbaring van sondes. Natuurlik eers aan onsself. Die gedeelte wat ons nou gaan lees word gesien as 'n algemene gedeelte. Paulus skryf nou oor liefde, maar hy doen dit uit verskillende hoeke. Hy kyk nie net daarna as 'n gawe nie, of van die uitgangspunt van die sterk teenoor die swak nie. In vers 9 tot 13 gaan dit oor die liefde in die gemeenskap van gelowiges. Dit is die gemaklike deel. In verse 14 tot 21 gaan dit oor die liefde vir ons vyande. Ek is seker dis iets wat ons liewer wou vermy, maar Paulus skryf ook oor die liefde wat ons moet hê vir ons vyande. Paulus wil die Romeine aanmoedig om binne en buite die kerk aan hulle verhoudings en aan liefde te werk. Die skryfstyl in hierdie gedeelte is ook anders.
Dis soos 'n klomp losstellings, bullet points, verskeie van dit sonder werkwoorde in die oorspronklike taal. Kom ons lees verse 9 tot 21 om 'n geheelbeeld oor hierdie gedeelte te kry. Vers 9. Die liefde moet opreg wees. Verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking. Volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eengesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie selfwraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: Dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moenie jou deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Wees lief vir die in die kerk, maar wees ook lief vir die buite die kerk. Kom ons kyk weer na Romeine 12 vers 9 en 10. Die liefde moet opreg wees. Verafskie wat sleg is, hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Iemand iets sê daaroor? Die Engelse vertaling praat van hate. Nie in Grieks skryf Paulus net opregte liefde. So asof dit 'n opskrif is. Geen werkwoord en ander dinge word aangehaak nie, net opregte liefde. Die res vertel dan vir ons wat opregte liefde beteken. Dit behels die gedagte van opreg wees, om nie voor te gee nie. Dis ware liefde. Ware liefde is nie skynheilig nie. Nou die beeld wat die Griekse woord skynheilig beskryf het, was die van 'n akteur wat 'n masker opsit, wanneer hy 'n vertoning lewer van iemand wat hy anders as hy self vertolk. Paulus sê dan, moenie net 'n masker opsit nie. Nee, wees opreg lief. Jesus praat van die liefde wat ons nou moet hê, as 'n nuwe opdrag. Johannes 13 vers 34. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit was egter nie iets niets vir hulle nie. Dit kom uit die wet uit. Levitikus 19 vers 18. Jy mag nie wraak neem nie.
wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Vanuit dit het die vraag natuurlik ontstaan. Nou wie is my naaste? Hierdie liefde het sy oorsprong tussen die Vader en die Seun. Die liefde tussen God en die wat Jesus aanneem, het gevolg. En nou moet dit oorgaan na die liefde wat ons vir ons naaste het. Dit is die liefde wat slegs uit iemand kan vloei wat vir Jesus as verlosser aangeneem het. Die vers gaan dan aan met verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Soos gewoonlik het die Afrikaans dit 'n bietjie sagter gestel om nou nie aanstoot te gee nie. Die meeste Engelse vertalings stel dit hate what is evil. Wanneer ons regtig liefhet, gaan ons haat dit wat sleg is. Maar is dit Bybels dat ons as Christene haat? Gaan ons dan nie aanstoot gee nie? Psalm 97 vers 10. Julle het die Here lief, haat dan wat sleg is. Hy bewaar die lewe van sy troue dienaars. Hy red hulle uit die greep van die goddelose. Amos 5 vers 15. Julle moet haat wat verkeerd is. Julle moet lief hê wat goed is. Julle moet opkom vir die reg in die howe. Dan sal die Here die almagtige God hom dalk ontferm oor wat daar van Josef oor is. Die ander kant word egter ook in die Bybel gestel. Wat is die geval van die wat nie tot bekering kom nie? Psalm 52 vers 5. Julle het die kwaad liewer as die goeie, die leuen liewer as die waarheid. In vers 10 skryf Paulus dan oor hoe ons as gelowiges mekaar in die geloofsgemeenskap moet lief hê, met hartlike broederliefde. Hy vergelyk dus die liefde wat ons vir mekaar moet hê, met die liefde wat daar in 'n gesin moet wees. Hierdie liefde lei daartoe dat ons eerbied en respek vir mekaar in die gemeenskap van gelowiges het. As gelowiges moet ons ander gelowiges met eerbied behandel. Ons moenie poog om hulle te gebruik vir beter posisies nie, maar ons moet poog om hulle in 'n beter posisie te plaas. Filippense 2 vers 3 tot 4. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Kom ons kyk na vers 12. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Klink dit nou 'n lekker vers? Ons is nie vrygestel van verdrukking nie. Eers sê dit bly jy in die hoop en dan is van vas in verdrukking. So daar twee pole. Ja. Die ewigheidshoop en onwaarheid in die verdrukking. Ons kry 3 bemoedigings in die vers. Al 3 het te doen met die lewe se probleme en toetse. Deur sy skrywes kombineer hy dikwels hoop, deursetting en gebed. Kom ons kyk gou terug wat Paulus in hoofstuk 5 geskryf het. Hoofstuk 5 vers 3 tot 5. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry. Want ons weet, swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Ons kyk weer na hoofstuk 8, vers 23 tot 27. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God bekend sal maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op dit wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe
ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge, wat nie met woorde gesê kan word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Hy skryf dan dat ons vreugde moet vind in ons hoop. Hier is ruimte vir interpretasies tussen die vertalings. Dit kan beteken dat ons hoop die basis van ons vreugde is, of die rede hoekom ons vreugde kan ervaar in moeilike tye. Hoop is dan die area waar ons probleme in vreugde verander. In God word ons hoop waarheid in moeilike omstandighede en ons leer om deur te druk. Petrus was 'n man wat swaar kry op die see van Galilea geken het. Kyk wat skryf hy in 1 Petrus 1 vers 6 tot 7. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit tot heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus. Net in geval jy dink Petrus maak dit daarom nou onnodig moeilik, kyk wat skryf Jakobus in Jakobus 1 vers 2 tot 3. Broers, julle moet baie bly wees wanneer julle allerlei beproewinge oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. God hou ons veilig in Jesus. Dit beteken egter nie dat hy ons swaar kry wegneem nie. Nee, selfs Jesus het hierna verwys in Markus 10 vers 29 tot 30. Jesus antwoord: Dit verseker ek julle, daar is niemand wat terwille van my en terwille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of suster of moeder, of vader of kinders of eiendom nie, of hy kry nou in hierdie tyd 100 keer soveel. Huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom, saam met baie vervolging, en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. Die beproewing wat ons deurgaan, stimuleer ons geloof, en verder veroorsaak dit, dat ons al hoe meer op God staat maak, in elke situasie. Dit lei ook tot verdere geestelike groei. Gelowige, volgehoue gebed is die teenvoeter vir ons bekommernisse. Filippense 4 vers 6 en 7. Moet oor niks besorg wees nie, maar in alles. Maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Ons gebede is ons geloof in aksie. Sonder gebede kan die lewe se probleme ons maklik oorwin, maar met toegewyde gebede in geloof plaas ons hierdie probleme uit aksie uit. Dit bring ons by vers 13 en weer terug by ons rol in die gemeenskap van gelowiges waarmee ons begin het. Vers 13. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Met hierdie help in Afrikaans kry ons die idee van die Engelse woord sharing. Die woord wat hier in Grieks gebruik word, is die woord wat ons het as koinonia. As geloofgemeenskap is ons veronderstel om te help en om te deel. Ongelukkig vir ons spesifiseer Paulus nie dat ons net in mekaar se voorspoed en vreugdes moet deel, of as ons te veel geld het, ons dit moet deel nie. Nee, ons deel ook in probleme, ons deel in bekommernisse en ons deel in swaar kry. Daar is 3 areas waar ons veronderstel is om te help en te deel. Die eerste een is in ons gesin en ons familie. Die tweede een is ons kerk en ons Christen familie. En die derde een is met nie-Christene. Galasiërs 6 vers 10. So then, as occasion and opportunity open us to us,
open up to us, let us do morally good to all people, not only being useful or profitable to them, but also doing what is for their spiritual good and advantage. Be mindful to the blessings, especially to those of the household of faith, those who belong to God's family with you, the believers. Onthou, terwyl Paulus hierdie skrif skryf, sit hy met die geld by hom wat hy in Korinthe ingesamel het vir die arm gemeente in Jerusalem. Gasvryheid word verbind met die deel met die hoof, die wat nood is. Gasvryheid word verbind met die wat in nood is. En gasvryheid vloei ook uit liefde uit. Hebreërs 13 vers 2. Do not forget or neglect or refuse to extend hospitality to strangers in the brotherhood, for being friendly, cordial, and gracious, sharing the comforts of your home and doing your part generously. For through it some hath entertained angels without knowing it. Petrus skryf ook oor gasvryheid. 1 Petrus 4 vers 9. Practice hospitality to one another, those of the household of faith. Be hospitable, be a lover of strangers, with brotherly affection for the unknown guests, the foreigners, the poor, and all others who come your way, who are of Christ's body. And in each instance do it ungrudgingly, cordially, graciously, without complaining, but as representing him. Paulus skryf dan aan Timotheus oor die rol van die leiers in die kerk. 1 Timotheus 3 vers 2. 'n ouderling moet onberispelik wees, getrou aan sy vrou, nugter, verstandig, beskaaf, gasvry en bekwaam om te onderrig. Aan Titus gee hy ook leiding oor die leiers in die kerk. Titus 1 vers 8. Hy moet gasvry wees, lief vir wat goed is, verstandig, regverdig, vroom en selfbeheers. Ons kry hierdie voortdurende tema van gasvryheid. In die tyd wat hy hier skryf was plekke waar hy kon oorbly, nie net duur nie, maar ook baie vuil. Christene het nie baie geld gehad nie, hulle het egter rondbeweeg en hulle moes op plekke bly. In een Griekse opvoering van daardie tyd word die plekke nie vergelyk met sterre, 1 of 4 ster, soos vandag nie, maar met die hoeveelheid kakkerlakke wat in elkeen voorgekom het. Vandag het ons baie mense wat eensaam is, mense wat swaar kry, wat niemand het om hulle swaar kry mee te deel nie. En ons dikwels aan die ouer garde hier. Ek het egter die week iets gesien wat Jordan Peterson hieroor sê. Volgens hom gebruik die grootste deel van die jong mense glad nie meer alkohol vandag nie. Dit klink goed en reg, want ons ken die gevare van drank. Hy sê egter, as jy dieper daarna kyk, sit hierdie jong mense alleen in hulle kamers en hulle speel rekenaarspeletjies. Hulle is afgesny van die wêreld, afgesny van iemand wat na hulle probleme kan luister. Hulle raak eensaam en depressief. Nou, drank is nie die antwoord nie, maar ons is veronderstel om sosiaal te wees. Ons is veronderstel om by mekaar uit te kom. Ons is veronderstel om vir mekaar om te gee. Die volgende afdeling in die hoofstuk is dan verse 14 tot 21. Paulus beweeg vereers weg van die bediening en die verhoudinge binne die gemeenskap van gelowiges na die daarbuite en meer spesifiek na die wat Christene vervolg en die vyande van die kerk. Hierdie liefde wat ons as Christene het, is nie net vir ons nie, vir ons en ons medegelowiges nie, maar ook vir die wat ons vervolg en vir die wat nie glo nie. Vers 14. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. In vers 17 tot 20 gaan ons 'n bietjie anders hierna kyk, maar vir nou beveel Paulus dat ons die wat ons vervolg moet seën. Om 'n persoon te seën beteken om God se seëninge op hom af te roep. Die eerste ding wat ons moet doen is om vir God te vra om ons vyande te seën.
Dis ook nie sommer iets wat Paulus uit die lug trek nie. Nee, Jesus het self hierdie situasie aangespreek. Matteus 5 vers 44. Maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg. Lukas 6 vers 27 tot 28 sê hy, maar vir julle wat na my luister sê ek, julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. Stefanus het hierdie opdrag uitgeleef in Handelinge 7 vers 60. Toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. Met hierdie woorde het hy gesterf. Wanneer ons God vra om ons vyande te seën, wys ons vir hulle dat God vir almal lief is, nie net vir die wat hom aangeneem het nie. Hierdie is 'n vorm van evangelisasie. Hulle moet egter bewus wees daarvan dat ons God se seëninge oor hulle uitspreek en oor hulle lewens. Petrus spreek ook ons gedrag aan wanneer ons tussen die is wat nie glo nie. 1 Petrus 2 vers 12. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle, asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Vandag is ons besig. Dis 'n geskarrel om net deur die dag se dinge te kom. Dis vinniger om goue WhatsApp te stuur as om te bel. 5 jaar terug was ons te besig om by mekaar uit te kom. Toe het ons net gebel. Nou stuur ons maar net 'n boodskap. Ons kom nie werklik by mekaar uit met boodskappe nie. Ons hoor nie stemtone en harte nie. Ons is huiwerig om ons seer en hartseer te deel en laat dit eerder hier groei binne in ons. Luister wat Paulus skryf. Ons moet vir mekaar lief wees, omgee vir mekaar se laste dra. Aaron en Hur moes Moses se hande help lig. Moses, die man van God, kon nie op sy eie volhou nie, dit wat hy moes doen nie. Dink jy vanoggend jy is sterker as Moses? Dink weer. Kom ons raak 'n kerk wat mekaar se laste dra, wat omgee vir mekaar, 'n kerk waaruit die liefde van Jesus vloei. Gaan uit vanoggend, gee liefde, maar ontvang ook liefde. Amen.